Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Vrede deur die kruis. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Romeine hoofstuk 8 vers 1. As sondaars gelei kan word om een ernstige blik op die kruis te gee, as hulle 'n volle beeld van die gekruisigde verlosser kan kry, sal hulle die diepte van God se medelee en die sondigheid van sonde besef. Soos jou gewete deur die Heilige Gees aangewakker is, het jy iets van die boosheid van sonde gesien, van sy krag, sy skuld, sy wee, en jy kyk daarna met afskuw. Jy verlang daarna om vergewe te word, om gereinig te word, om vrygemaak te word. Harmonie met God, gelykenis aan hom. Wat kan jy doen om dit te verkry? Dit is vrede wat jy nodig het. Die hemelse vergifnis en vrede en liefde in die siel. Geld kan dit nie koop nie. Intellek kan dit nie verkry nie. Wysheid kan dit nie bereik nie. Jy kan nooit hoop om dit deur jou eie pogings te bekom nie. Maar God bied dit aan jou as 'n geskenk, sonder geld en sonder prys. Jesaja hoofstuk 55 vers 1. Gaan na hom toe en vra dat hy jou sonde sal wegwas en jou 'n nuwe hart sal gee. Glo dan dat hy dit doen omdat hy beloof het. Dit is ons voorreg om na Jesus te gaan en gereinig te word en om voor die wet te staan sonder skaamte of berou. Wanneer die sondaar aan die voet van die kruis opkyk na die een wat gesterf het om hom te red, kan hy met volle vreugde juig, want sy sondes is vergewe. Knielend in geloof aan die kruis, het hy die hoogste plek bereik wat die mens kan bereik. Dank God vir die geskenk van sy geliefde seun en bid dat hy nie te vergeefs vir jou gesterf het nie. Die Gees nooi jou vandag uit. Kom met jou hele hart na Jesus en jy kan sy seën eis. Terwyl jy die beloftes lees, onthou dat hulle die uitdrukking van onuitspreeklike liefde en medelee is. Ja, glo net dat God jou helper is. Hy wil sy morele beeld in die mens herstel. Soos jy tot hom nader met belydenis en berou, sal hy tot jou nader met genade en vergifnis.